So kom ek vertel daai storie weer. Julle kinders kan hier kom sit. Nou vertel ek julle die storie van Jona. So die storie van Jona. Jona was 'n profeet. Dit beteken wat ek hierso doen op 'n Sondag, dan staan ek mos hier, dan maak ek die Bybel ook en preek ek vir die mense. Nou Jona, God het vir hom gesê wat hy moet sê, dan preek hy vir die mense. Toe sê God eendag vir hom, Jona, daar's 'n stad, 'n baie groot stad, Ninive. Jy moet soontoe gaan, jy moet vir daai mense gaan preek, ek gaan hulle straf, want hulle lewe baie sleg, hulle het aaklige dinge gedoen, hulle het God se kinders gehaat, hulle wil heeltyd beklei, hulle vat sulke stompe, hulle sny 'n boom af en sny hulle sulke stompe, en dan vat hulle 'n baie skerp bytel en 'n hamer, dan kap hulle dit so, dan maak hulle 'n beeltjie wat soos 'n man lyk, en dan smelt hulle goud, en dan laat hulle dit so oor die hout loop. Dan is dit so 'n standbeeldjie van 'n man van goud. En dan buig hulle voor hom, dan sê hulle, o God, jy het ons gemaak, jy het ons gemaak. Maar hulle is so dom, hulle kan nie sien, maar hulle het daai ding gemaak nie. Toe sê God vir Jona, hy moet vir hulle sê, God gaan hulle straf. En toe dink Jona, ek gaan not 'n tikkie na daai mense toe. Daai mense wil net met ons land beklei heeltyd, en hulle haat ons en ek haat hulle. Ek wil nie hoor, ek wil nie enige iets vir hulle sê van God. Ek gaan sommer 'n ander pad gaan. Toe besluit hy, kom ek gaan so ver as wat ek kan weg. Ek gaan sommer Spanje toe gaan. En toe gaan hy en toe klim hy op 'n skip wat na Tarsus toe gaan. En toe sê hy, "Haai, ek het net genoeg geld vir die skip." Dis seker dan die regte ding om te doen. En toe sê hy, "En die wind waai die regte rigting, Spanje toe. So kom ek gaan." En hy klim op die skip en terwyl die skip vaar, toe kom daar ewe skielik 'n storm. God het die wind gevat, amper soos as jy wind kon vang met jou hand, en toe gooi hy die wind so op die see, sê die Bybel. Laat die wind so sterk waai, kom hy wind op die see, en die golwe begin groter raak, en het slaan teen die skip, en het slaan later oor die skip, en al die matrose skree, en hulle roep uit tot hulle gode, en hulle sê, help ons, en hulle roep uit tot hulle standbeeldjies, help ons asseblief, ons gaan verdrink. En Jona het 'n kussing onder sy kop, en hy is daar onder in die skip in 'n kamer, en die boot skud, maar hy slaap vas. En die mense kom later, en hulle sê, hey, hulle gryp vir Jona, sê, word wakker, wat's fout met jou slaper, ons gaan verdrink, roep tot jou God, miskien sal jou God ons help. En toe sê hy, ek aanbid die ware God, hy het die see gemaak, en die wind, en hy het alles gemaak, en is hy wat hierdie storm stuur, want ek wil nie vir hom luister nie. Hy het vir my gesê, ek moet vir daai mense in Ninive preek, toe sê ek nee, en eintlik doen hy dit om my te straf. Toe sê hulle nou, wat moet ons doen? Toe sê hy, gooi my in die see, en dan sal God laat die storm ophou. Toe sê hulle, nee, nou is hy kwaad vir ons as ons jou in die see gooi. Toe sê hulle, almal, gryp 'n roeispaan, roei manne, en hulle roei, en hulle kom nêrens nie, en die storm word net erger. En hulle gil soos meisiekinders, want hulle is bang vir daai storm, en hulle is bang hulle gaan doodgaan. En toe besluit hulle gaan Jona in die see gooi. En toe sê hulle, kom ons vat hom, vat sy arm, vat jy daai been, en hulle besluit, gooi hom in die see, 1, 2, 3, en hulle gooi hom oor die skip se kant, en hy land in die see. En hy begin sink. Want die golwe slaan oor hom, en die wind is te sterk, en hy sink in die see. En hy dink, ek gaan doodgaan. En terwyl hy daar is, toe bid hy, maar jy kan ons nie praat onder die water nie. Toe dink hy net in sy kop, Here, help my. En net voor hy weg is, toe kom daar so groot swart ding in die see. Hy sien dit kom so aan, baie groot. En toe sien hy sy vis, en die vis maak sy bek oop. En hy sluk vir Jona in. Nou jy moet nie dink, toe Jona in die vis se maag was, hy het 'n lekker vuurtjie gemaak, soos in Pinocchio, het julle al Pinocchio gesien? Hy het nie 'n vuurtjie gemaak, en lekker daar gesit nie. Ek dink hy het so gelê, en daar's allerlei maagsappe, en ander visse wat die groot vis geëet het, en
Hy lê daar, maar hy is so bly, die Here het hom gered. Hy sê dankie. En vir 3 dae en 3 nagte, toe lê hy so in die vis. En toe sê die Here, want hy het vir die Here gevra, hy het die Here eintlik gedank en gevra om te help. En toe sê die Here vir die vis, swem tot naby aan die strand, spoeg vir Jona uit. En toe gaan die vis maak sy mond weer oop. En hy spoeg vir Jona uit. En Jona klim uit en hy het seegras seker in sy hare en ek dink sy vel was seker so 'n bietjie gebrand van die maagsappe van die vis. En hy's op die strand weer uit en hy sê dankie. Dankie Here dat U my gered het, dankie. En toe sê God weer 'n keer, Jona, gaan preek vir daai mense in Ninive dat ek hulle gaan straf. Want hulle doen baie sleg. En toe gaan hy. En toe stap hy in Ninive en toe sê hy, 40 dae, dan gaan God julle stad verwoes. Hy gaan julle straf vir julle sonde. En toe dink die mense, nee, hulle weet, hulle het verkeerd gedoen. En toe trek hulle sulke snaakse klere aan, wat regtig oud lyk, en hulle gooi grond op hulle koppe en as, en toe sê hulle, ons is jammer vir ons sonde, vergewe asseblief ons sonde, en die koning ook. En toe sê hulle, trek vir die donkies en die kamele ook sulke klere aan. Maar hulle wou wys, hulle is baie jammer vir hulle sonde. En toe die Here hulle vergewe, en toe is Jona dikbek. Toe sê hy, dis hoekom ek nie wou preek nie, ek hou nie van hierdie mense nie, en ek het geweet, U is 'n God wat mense lief het. Ek het geweet, U sal hulle red. Ek het geweet, U gaan hulle vergewe. En toe sit hy net daar, toe dink hy, kom ek gaan sit buite die stad. Dan sit hy daar op 'n hoopie, en hy sit so en hy dink, kom ek wag, miskien gaan God hulle tog straf. Brand hulle met vuur of iets uit die hemel. En hy sit daar en wag. En toe is God baie goed vir Jona, want hy het warm begin kry, en die son is warm. En toe laat God so 'n plant groei, sommer vinnig. Toe groei die plant en sê, lekker koelte. Miskien was hy bietjie bles. Die son brand, hy sê lekker koelte. En hy sit daar en daai nag, toe kom maar 'n wurm en hy klim so op die plant. Klim op en hy begin die plant so eet. En toe vrek die plant. Toe is Jona kwaad. Toe sê hy, nou het ek nie meer koelte nie. Maak my dood, Here. Ek wil nie eers meer lewe nie. Sê die Here, jy's kwaad oor 'n plant en jy voel jammer vir 'n plant. En ek mag nie jammer voel vir mense nie, om hulle te red. En baie diere. Dink julle God voel jammer vir mense wat lelik is en sleg doen? Dink julle God wil hulle red? En julle moet nou nie so maak nie, of so maak nie, maar dink net in jou kop. Is daar goeders wat julle doen wat sleg is? En dink julle God voel jammer vir julle? En dink julle God wil julle red? Hy is lief vir julle. En julle kan vir hom dankie sê en vir hom gaan sê, Here, dankie dat U jammer voel vir my. En vir hom vra om julle kinders van God te maak. OK, julle kan gaan sit.